voorreg om weer by jou te kan wees. Hoe gaan dit met jou deesdae? Dit gaan baie goed, Johan. Nog altyd so bedrywig soos in die verlede? Ja, ons toer maar nog altyd. Nou, wat het geword van Cora Marie, die country meisie? Ek hoor dan nou so 'n diskourige gevoel in jou nuwe plaat. Ek dink jy gaan my vra. Nee, Johan, ek hou daarvan om so nou en dan 'n verskillende nommertjie op die plaat te sit. En ek gedink dis 'n baie oulike idee wat Cupido geskryf het. En sit hom op, maar ek het nie my country styl verander. Oor die mense jou aanhangers wat hou van country, hulle sal dit nog kan hoor. Nee, ek het dit glad nie gelos nie. En dan het hier 'n nuwe ding gebeur op hierdie plaat wat baie besonder is vir jou. Engelse liedjies. Ja, dit is ook op die plaat 50-50 is. Want ons het deur die jare wat ek in Cupido toer, Johan, het ons byvoorbeeld Engelse liedjies op die verhoog gesing. Maar ons het dit net nooit op plaat gesit nie. En baie keer dan sê die mense, waar kan ons die liedjies kry? Toe besluit ons nou maar, laat ons dit nou maar op die 50-50 langspeelplaat sit. Maar nou raak ek bekommerd, want jy maak nou plate 50-50 en jy is baie bekend as een van ons Afrikaanse sangeresse. Nou, hierdie Engelse ding wat nou inkom, beteken dit jy gaan meer en meer Engels sing, of? Nee, glad nie. Dus daar gaan glad nie weer Engels van my kant af opgeneem word nie. Dit is, ek sal altyd Afrikaans sing. Dit is maar soos ek sê, dit is die publiek het daarvoor gevra. Ja. En toe besluit ons nou maar, nou gaan ons dit doen. En hoekom ek bekommerd raak is, daar was nou so onlangs 'n probleem geweest met Afrikaanse musiek wat hy so 'n bietjie stil begin raak het, en ek het gehoor platemaatskappy het gesê hulle verkoop nie meer so baie Afrikaanse plate nie. Ja. En toe dog ek dis hoekom jy nou vir Engels gaan. Ja, dit is eintlik hartseer, dit is so, en ek dink dis miskien nou stadig aan besig om reg te kom. Maar daar was 'n baie groot probleem met die Afrikaans. Maar al is daar 'n probleem, sal ek maar altyd my country Afrikaans sing. Ja. Cora, nou jy wat nou so baie toer, jy kom baie in aanraking met die publiek, meer as enige van ons anders seker. Hoe ervaar jy dit daar onder die publiek? Is hulle ook nog net so sterk? Voel hulle nog net so sterk oor Afrikaanse musiek, of is die ding dan nie afgaan? Ja, nee, ons publiek, die mense daar buite op die platteland, verlang vreeslik na Afrikaans. En hulle het nou al van hierdie stories gehoor. Jy weet dat baie kunstenaars al daaroor gesels. Dus hulle, nee, dit kan nie gebeur nie. Afrikaans mag net nie verdwyn nie. Ja. En soos wat ons nou toer byvoorbeeld, dan praat ons daaroor. En ons sê vir die mense, wat is die probleem? En almal sê net, kan ons help, wat kan ons doen? So ons hou maar almal styfduime vas, en ek is eintlik baie gelukkig, want ek het nou so 5 weke toer wat ek in Suidwes gaan doen. Jy weet, en ek was nog nooit in Suidwes nie. Nee, is 'n heerlike wêreld. En daar gaan ons ook gesels oor die Afrikaans. Nou, jy het altyd nie verlede as ek met jou praat, dan jy altyd vir my gesê, jy dink daai liedjie is 'n treffer, en jy dink daai liedjie is 'n treffer. Nou op 50-50, wat sal jy sê? Waarvoor sou ons hierdie keer gaan? Johan, maar weer die ou Cora Marie. Ek het 'n liedjie hierdie roos, so, maar in die Engelse kant sal ek sê If I Should Lose You Now. En dan Afrikaanse duets is daar ook kanse op. Maar die Cora Marie bly maar jy sê If I Should Lose You Now. Nou, wat sal gebeur as If I Should Lose You Now 'n treffer moet word vir jou? Wel, nog 'n Engelse plaat? Dan, wie weet, maar ek twyfel sterk, want ek is te lief vir my Afrikaans. Ja, sê, ek spleen dit oor. Cora, lekker om weer by jou te kuier in hierdie pragtige Parys paradys van jou. Dat dit goed gaan met jou verder. Baie dankie, Johan.